Halleluja, dis maandagmôre en welkom by Frik se bakkie boodskap elke maandagoggend. Nou mense, daar's 'n opgewondenheid in my binneste. Weet jy hoekom? Ek besef vanoggend dat ons Hemelse Vader, die skepper God van hemel en aarde, wie ek en jy aanbid. Mense, hy's die bron van ons lewe. Hy's die bron van my bestaan. Hy's die bron van alles. Weet jy, as ek opkyk na die hemel en ek sien die son en die maan en die sterre en ek sien die uitspansel, dan weet ek, hy hou dit in die holte van sy hand. Wanneer ek na my kyk en ek kyk na jou, dan besef ek dat ons is geskape na sy beeld. Ons is die kroon van sy skepping. En meer nog, hy het ons sy Heilige Gees gegee, wat in hierdie tempels woon. Ek en jy is die ambassade op hierdie aarde wat hemel verteenwoordig. En as jy vandag besef dat hy is die bron, jy hoef nie angstig links of regs te kyk nie. Kyk op, want ons weet, ons verlossing is naby. En mense, dit laat my dink aan die volk toe hulle uitbeweeg het uit Egipte uit oor die periode van Pesach. En hulle kom by die Skelfsee of by die Rooi See en hulle stap droogvoet deur. En nadat hulle deurgestap het, sing hulle hierdie pragtige lied. Kom alle volke, klap met die hande. En hulle sing daai lied uit volle bors, uit dankbaarheid oor wat die lewende God in hulle lewens kom doen het. En nou is hulle in 'n proses van 50 dae tot by die berg van Sinai. En dit gebeur ook so in my en jou lewe. Mense, die oomblik wanneer ons deur die bloed van die lam tot bekering gekom het en ons word skoon gewas en afgewas, dan kom ons in 'n periode van woestyn. Ons kom in 'n periode waar ons geloof gebou en getoets word. En ons is nou hier. Ons is nou in daai 50 dae periode van Egipte tot by die berg Sinai. En nou word ons geloof getoets. En nou bepaal Vader, na wie kyk jy? Kyk jy na die mens of kyk jy na hom? Waar kry jy jou antwoorde? By die mens, by die sisteem of by hom? Want onthou net, hy is die bron van alle bestaan. En toe die volk vir 3 dae geloop het, nadat hulle die Skelfsee uitkom, kom hulle by 'n plek met die naam van Mara. Dit beteken bitter water. Maar nou moet jy mooi onthou, as jy gaan lees in die boek van Eksodus hoofstuk 15, hier vanaf vers 22, sal jy agterkom dat die woord sê, hulle het vir 3 dae lank geloop sonder water. Nou die menslike liggaam kan omtrent net vir 3 dae lank hou, dan is die liggaam daarmee heen. So met ander woorde, hulle was in daai stryds. Hulle was op 'n moeilike stadium, en toe hulle by hierdie water kom, hardloop hulle met hierdie verwagting. Iets gaan nou gebeur, en toe is hierdie water bitter. En hulle draai om, en hulle vat vir Moses aan, hulle kom teen Moses. Ek bedoel, hulle vloek hom, hulle skel hom, hulle sê, Moses, wat het jy nou gedoen? Hulle kyk na Moses. 2,3 miljoen mense kyk na Moses. En Moses kyk op. En toe ek dit lees, toe besef ek, hy's die bron. Hy's die bron van alle bestaan. En dit maak my opgewonde. Die volk is kwaad. Hulle kyk na die mens. Moses kyk na Vader. Mense, dat ek en jy so 'n verhouding sal hê, dat ons nie langer gefokus sal wees op die sisteem wat ons voed nie. Die sisteem kan jou besigheid wees. Dit kan die bediening wees, soos in my geval. Dit kan jou werkgewer wees, dit kan wees dit wat jou inkomste genereer, dit wat jy kan doen om kos op die tafel te sit. Moenie na dit kyk nie, dit gaan jou op 'n stadium teleurstel. Maar kyk op, hy is die bron van alle bestaan. En ek wil jou vandag vra dat jy hierdie week sal fokus op hom, en nie op mense nie. Nie op die sisteem nie. Nie op dit wat vir ons geskep is in terme van 'n infrastruktuur nie. Nee, hy is die bron van lewe, en hy is 'n God wat nie soos 'n mens 'n leuen sal vertel nie. As hy sê, hy is met jou, dan is hy met jou. As hy sê, ek sal jou nooit in die steek laat nie, sal hy dit nooit doen nie. Mense gaan dit doen, maar hy sal dit nie doen nie. En weet jy, daar is drie belangrike eienskappe wat in hierdie gedeelte vir my so van toepassing is op vandag se lewe. Nommer 1, hulle het vir 3 dae geloop. Nou wanneer jy die woord lees en dan kom 3 in die woord voor, dan moet jy weet, dit gaan oor covenant, dit gaan oor verbond. En hy sê in Eksodus hoofstuk 19, hy het sy volk soos arendsvlerke na hom toe geneem. Met ander woorde, hy sal die man wees vir sy bruid. En toe hulle daar kom, is hulle moed verloor en hulle droogte en hulle wil tot sterwe kom. Hulle beklei met Moses en Moses kyk op en Vader sê vir hom, vat die boom en gooi dit in die water. Nou die Afrikaanse vertaling praat van 'n stuk hout, maar die Engelse vertaling praat van and then you look at a tree, aan die woorde 'n boom. En daai boom is die skaduverwysing.
na die folterpaal op Golgotha. Deur sy dood en sy opstanding is die lewe soet, want nou het ons die gawe van die ewige lewe. Hierdie water is bitter, want ons is so gefokus op die nou. En die water is bitter, maar sonder hom is die lewe bitter, maar met hom is die lewe soet. En Moses vat hierdie boom en hy gooi dit in hierdie water en hierdie water word soet. Dit beteken, wanneer ons na hom toe gaan, sal jou lewensomstandighede soet word. En 'n bietjie verder in vers 26 sê hy sê, ek het julle hiernatoe gebring, om julle te kom toets, of julle gehoorsaam sal wees aan my gebooie, my instruksies en my verordeninge, sodat julle kan leef, en ek my belofte gestand kan doen, wat ek gemaak het aan Abraham, Isak en Jakob. Met ander woorde, hulle 3 dae geloop, en die covenant is kom bevestig met hulle, en die water het soet geword, as gevolg van die boom, wat in die water ingegooi is, en daai boom is die skaduwee van Meester Yeshua, wat vir my en vir jou die volle prys kom betaal het. En dit bring 'n opgewondenheid by my op hierdie pragtige maandagoggend. So nou wil ek jou vra, as jy hierdie week ingaan, ek en jy weet nie wat hierdie week vir ons inhou nie, ons weet nie wat ons gaan deurmaak nie, maar een ding weet ek, hy is die bron van alle bestaan. Mense, haal jou oë van die sisteem af, haal jou oë van mense af, plaas jou fokus op hom. Hy het die uitgestrekte arm van die lewende God, en hy sal ons deurdra, en hy sal ons laat bereik, dit wat hy wil hê ons moet bereik. Eksodus hoofstuk 23 vers 20, en hy sal die engel vooruitstuur, hoor mooi, sodat jy sal bereik, wat hy vir jou gereed gemaak het. Fokus jy hierdie week op die bron, en die bron sal jou nooit in die steek laat nie. Mense, baie dankie, mag jy 'n wonderlike maandag geniet, en hierdie week wat voorlê, mag die guns en die goedheid van Skepper God met jou wees. Haal jou oë asseblief van die sisteem en van mense, terloops, sommer van die duiwel ook af, maar plaas jou fokus opnuut op hom, wat hemel en aarde geskaap het. Frik Weideman, tot 'n volgende keer, Shalom!